Hi everyone and welcome to Smart Culture Education. This is the place where we make learning simple, clear and engaging. If you're new here, don't forget to subscribe so you can join us on this journey of mastering maths, science and more. In hierdie eksperiment gebruik ons 'n indikator wat ons phenolphthalein noem. En ons gaan bepaal of 'n oplossing suur of basies is. Hierdie indikator is kleurloos in 'n suuroplossing en dit word pink in 'n basiese oplossing. Hierdie indikator phenolphthalein word dikwels gebruik in titrasies om aan te dui wanneer 'n suur en basis mekaar heeltemal geneutraliseer het. Die punt waar dit gebeur noem ons die eindpunt. Ek begin deur 10 ml asyn met 'n maatsilinder te meet en dan gooi ek dit versigtig in 'n koniese fles of 'n Erlenmeyer fles. Onthou, asyn bevat asynsuur wat dit suur maak. Op hierdie stadium is die vloeistof helder en kleurloos. Volgende gooi ek 'n paar druppels van die indikator by die Erlenmeyer fles met die asyn in. Dan swaai ek die fles liggies in die ronde om die stowwe te meng. Jy sal sien daar is geen kleurverandering nie. Die oplossing bly kleurloos. Dit bevestig dat die asyn suur is, aangesien hierdie indikator kleurloos bly in 'n suuromgewing. Nou vat ek 'n pipet en ek gooi 'n paar druppels natriumhidroksied oplossing by. Druppel vir druppel. Elke nou en dan swaai ek die fles liggies. Ek draai die fles liggies in die ronde om seker te maak dat die vloeistowwe goed met mekaar meng. Met die eerste paar druppels bly die oplossing kleurloos, maar na 'n paar meer druppels begin mense ligte pink tint sien. Wanneer ek die fles dan in die ronde swaai, dan verdwyn die pink kleur weer. Dit wys dat daar nog suur oor is wat met die basis reageer. Ek hou dan aan om natriumhidroksied druppels by te gooi. Druppel vir druppel. Steeds is daar geen kleurverandering nie. Kom ons gooi nog 'n paar druppels by. Na nog 'n paar druppels verskyn die pink kleur weer en hierdie keer bly dit pink. Selfs al swaai ek die fles in die ronde. Dit beteken dat ons die eindpunt bereik het, die punt waar al die suur deur die basis geneutraliseer is. Wat hier gebeur is 'n neutralisasiereaksie tussen asynsuur en natriumhidroksied. Die suur verskaf waterstofione en die basis verskaf hidroksiedione. Hierdie twee ione reageer om water en 'n sout genaamd natriumasetaat te vorm. So, phenolphthalein dien as 'n pH-aanwyser. In 'n suuroplossing bly dit kleurloos en in 'n basiese oplossing word dit pink. Wanneer die oplossing presies neutraal raak, bly die pink kleur sigbaar. Dit wys vir ons dat die suur en die basis mekaar volledig geneutraliseer het. Thank you for watching today's video on Smart Culture Education.
If you found it helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. And if you want to stay updated, tap the notification bell so you never miss our next lesson. See you in the next video.